Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Soos julle weet, ons in ons reeks in Handelinge, en dis dat Handelinge ons sal shape hierdie jaar, en so ons het nog so 2 of 3 weke oor in Handelinge, en dan gaan ons weer 'n breek vat. Ek dink ons volgende reeks gaan ons doen oor verhoudings, the gift, wel singleness en marriage en hoe dit lyk, werk nog die detail uit, maar julle sal meer daarvan hoor in die volgende paar weke. Maar vir nou, as dit jou eerste keer is, gaan ek vanaand inspring, gaan nou vir ons bid, maar gaan vanaand inspring en net so 'n bietjie weer 'n oorsig gee van waar ons is en hoe ons by Handelinge 2 presies uitgekom het. En so jy is eintlik op 'n goeie aand hier, want jy het nie veel uitgemis nie. So kom ek bid vir ons en dan spring ons in die woord en ons kan nie genoeg bid en vra dat ons help nie. En so bid weer saam met my en kom ons vra dat die Here regtig hierdie woord sal seën en met ons sal praat vanaand. Kom bid saam met my. Almagtige God, Papa Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus en ons bid in die krag van die Gees dat U hierdie woord vir ons sal oopmaak vanaand. Dat U 'n deur sal breek waar ook al ons mag wees, wat ook al ons mee worstel, breek deur vanaand. Praat met ons, ontmoet ons waar ons is en bou U kerk op en styd. Bid in Jesus naam alleen. Amen. Great julle. So ek spring hier in, net hoe het ons weer by Handelinge 2 uitgekom. Ons het baie vrae oor die Gees, oor die Heilige Gees. En so ek dink net om die agtergrond te verstaan, hoe het ons hierby uitgekom, gaan ons help om, soos wat ons kyk na Handelinge 2 spesifiek, om van daai vrae wat ons het oor die Heilige Gees te beantwoord. En om te leer, wat is die verhouding tussen die Gees, die Heilige Gees, die kerk. En ons leer baie daarvan waar ons heiliglik is in Handelinge 2. En so, Handelinge is 'n storie, dis die geboorte van die kerk, maar voor ons hier uitkom, het Jesus gekom. Jesus die God-mens, hy is God, hy's mens, hy het aarde toe gekom, hy het geloop hier, hy was God se boodskap aan die verlore mensdom. Jesus was in lewende lywe God se boodskap aan die verlore mensdom. Hy was die lewende woord van God, hy het geloop hier in ons midde. En hy was in die woestyn getoets, hy het daar 'n oorwinning ooit sou kon doen nie. En dan in vers 14 sê dit, hy het uit die woestyn uitgekom in the power of the Spirit. So Jesus het sy bediening begin in die krag van die Heilige Gees. Baie interessant, ons sien dit al klaar daar. En so Jesus bekragtig deur die Gees begin werk hier op aarde en in sy krag begin hy sy mission uitleef. Hy begin sy mission uitlees en hy verduidelik wat daai mission is. Hy sê in Lukas 4, hy sê ek het hierdie raak gelees, ek dink dit is behulpsaam. Jesus verduidelik sy mission is the fulfillment of all of God's promises to free the world from poverty, captivity and blindness, to free the world from sin. And to usher in is the Lord of the year of the Lord's grace. To usher in the year of the Lord's grace. The forgiveness of sins. Dis Jesus se mission. Ding is behulpsaam. Hy het gekom, hy het gesê ek is hier om die wêreld vry te maak from poverty, captivity, blindness. Alles beskrywende woorde vir sonde en wat sonde doen. En dis hierdie era van God se genade. Dis Jesus. Dis sy boodskap aan die mensdom, dis God se boodskap vir ons. En dit lei hom kruis toe. Jesus het van jongs af geweet, hy is op pad kruis toe. En ons weet dit, want ons het klaar die eerste deel van Lukas se werk gelees, is die tweede deel van Lukas se werk. Die eerste deel van Lukas se werk is die evangelie van Lukas. En daar lees ons presies hoe die lang pad wat Jesus gevolg het, kruis toe. En daar op die kruis hang Jesus met geen sonde nie, hy het niks verkeerd, perfekte, heilige lewe geleef het, maar hy hang daar. Kaal en vernederd en hy dood 'n krimineel se dood. En die vernedering wat ons ervaar net wanneer ons uitgevang word, iets stupid. Hy hang kaal op die kruis. Vernederd die krimineel se dood. En op daai dag toe die Godmens
Jesus daar hang, toe doen hy die onmoontlike. Jesus kom en los die onmoontlike op. Hy los die probleem van sonde op. Die dood, hy vat dit weg. Hy dra ons sonde, hy ruil plekke met ons. Hy is die mens wat doodgaan namens alle. En hy vat die straf namens alle mense wat ons gebrokenheid en sonde en daar, soos wat Jesus die volle ewige straf van God op homself dra op die kruis, onskuldig en daar hang, net daar gee hy vir ons die offer. Hy maak die offer. Hy nooi ons uit. Hierdie is sy offer, hierdie is die boodskap, hierdie is sy mission. Hierdie is hoe hy die vrymaak van sonde, from poverty, blindness, captivity. Hierdie is hoe hy die wêreld gaan vrymaak. Hierdie is die offer, soos wat Christus hang op die kruis, sê hy, vat my perfekte lewe. Vat my perfekte lewe vir jou. Gee dit vir jou. En in ruil vir dit, gee my jou sondige lewe. En ek sal betaal vir al die gemors wat jy aangevang het in jou lewe. Ek vat dit. En ek betaal daarvoor op die kruis. En ek gee vir jou my perfekte lewe. Sodat wanneer God nou na jou kyk, hoef jy nooit te twyfel oor sy liefde nie. Nooit nie. Want wanneer hy jou sien hy nou Jesus se lewe. En jy is totaal en al vergewe. Vergewe. Jy is totaal en al vergewe. En hy maak hierdie offer aan ons en aan die mens, en dit is God se boodskap aan die mensdom, die lewendige boodskap in Jesus van God, wat God die Vader vir ons wou gee deur God die Seun. I've come to set the captives free. Dis die boodskap, dis die offer. Maar die storie gaan aan van daar af. Die storie gaan aan. Jesus met sy hy staan uit die dood uit op, en dit bewys alles wat hy gesê het is waar, en dan met sy oorwinning, hy los dan die res van sy mission aan julle, aan die kerk. Gee sy mission wat hy begin het oor aan die kerk. En hy sê, gaan julle en maak hierdie offer wat ek aan julle gemaak het aan almal. Gaan en vertel soveel mense as moontlik dat ek is bereid om my lewe uit te vir jou lewe. Ek is bereid om die perfekte lewe wat ek geleef het vir jou te gee, en ek sal jou lewe vat. Gaan sê vir almal. Dis die offer. Gaan uit. Go set captives free, disciples. Ons hoef nie meer in 'n wêreld te wees wat blind en hopeloos en arm is en siek is en mismoedig is en hopeloos en ons lewe vir die een ding en die volgende ding en ons niks meer wat ons harte vol maak nie. Ons die offer is gemaak. Daar's in 'n nuwe toekoms. Daar's verlossing, maar die kerk, julle vat my mission vorentoe. Dis Handelinge. Die geboorte van die kerk wat Jesus se mission optel en dit verder vat. Dis Handelinge. Maar voor ons dit kan doen, dis 'n heavy mission. Kort ons iets. En dis waar ons is. Ons kort die krag van die Gees. Voor ons hierdie mission kan uitlewe wat Jesus vir ons gee, kort ons die krag van die Gees. Voor die Gees kon kom, lees ons laasweek in hoofstuk 1, in die laaste stukkie van hoofstuk 1. Dis 'n interessante stukkie, gaan lees hom. Dit is baie cool. Baie interessant. In my sak druk. O, vrekke dek. Dit is my selfoon. Okay. Okay. So voor ons hierdie mission kan aanvat, kort ons die Gees, maar voor die Gees kon kom laasweek, baie goeie stukkie, interessante stukkie, moes die disciples weer 12 word. Die 11 disciples kan nie die Gees ontvang nie, want God se belofte het gesê dat deur Israel gaan die seën van God vloei. En so hulle moes weer 12 van Israel verteenwoordig. Hulle moes weer 12 wees. Hulle moes weer volledig wees. En so laasweek sien ons, hulle kies die 12de apostel. Hulle kies weer die apostel. Die 12 stamme is weer in volle werking, so te sê. En nou kan die seën van God deur die kerk vloei. Nou kan die Gees kom. En dis laasweek en dis waar ons nou is. Die 11 is nou weer 12. Nou kan die Gees kom. Nou is ons in Handelinge 2. So as jy nou eers join en jy het niks van die voor nie, great, jy het alles gehoor. Okay? Vanaand is jou eerste keer, dis perfek. Die koms van die Gees is nou reg. Die kerk is nou reg om die Gees te ontvang sodat ons hierdie mission van Jesus kan uitlewe. Baie exciting. Okay, baie exciting. Kom kyk. Hierdie is die vraag.
sodat ons kyk na die koms van die Gees. Hierdie is die vraag: hoe lyk die verhouding tussen God, Gees en kerk? Hoe lyk dit? Hoe moet ons dink aan die Heilige Gees? Wat het hy juis vir ons om ons reg te maak om hierdie missie uit te lewe? Okay? Dit is wat vanaand se teks vir ons gaan beantwoord. En so hou asseblief julle Bybels by julle. Ons gaan na 2 dele van hierdie storie kyk. Ons gaan eers uitpak die koms van die Gees en dan van die Gees. So ons gaan eers kyk na die koms van die Gees en dan die effek. En so hou julle Bybels by julle, want dis regtig nie my woord nie. Ek het eintlik geen autoriteit in my eie self om dis God se woord. En so kyk in die woord, julle sal sien dis nie ek nie, dis sy woord en volg saam my. Ons gaan eers kyk na vers 1 tot 4 en dan vanaf vers 5 tot 13. Okay. En so ons kyk sommer na die eerste punt en dis net nog 'n lang storie, die storie tel op. Ons gaan aan met die storie. Okay, ons kor die Gees. En so die disciples, nie net die 12 nie, daar was baie meer as net 12 disciples, daar was moontlik 120 van Jesus se volgelinge op hierdie punt. En ons weet hulle het almal gewag in Jerusalem, want Jesus het moenie uit Jerusalem uit gaan nie, wag. En hulle het gewag. Hulle was daar en hulle het gewag en ons weet daagliks het hulle gebid en hulle het saam vergader in 'n groter plek wat hulle almal kon huisves. En daar wag hulle en ons sien hulle is nie 100 om te doen nie, maar hulle wag. En op hierdie dag, die perfekte tyd, gebeur dit. Dit gebeur op die perfekte tyd kom die Gees. Wat is die perfekte tyd? Wel, dit was Pentekost. Dit was hierdie bekende fees wat 50 dae plaasgevind het na Paasfees, so 50 om en by 50 dae na Jesus doodgegaan het. En Pentekost was 'n dag wat Jode reg oor die bekende wêreld sou teruggekeer het toe, want hulle moes tempel toe gaan. En hulle sou op hierdie dag dankie gesê het vir God se voorsiening aan hulle. En hulle sou onthou het hoe Moses vir hulle die wet gegee het in die woestyn. En so dit was 'n baie belangrike reis tog terug Jerusalem toe. En hier met Jerusalem wat letterlik oorloop van die mense, dis die perfekte dag vir die koms van die Gees. Almal sou 50 dae nê na Jesus se kruisdood. En hulle dink hoe die stories sou versprei het oor Jesus. Wel as jy genees is van enigiets of jy ontmoet Jesus en jy ervaar hoe hierdie God-mens lewe in ons midde en jy was deel van die crowd wat hy het brood gebreek en dit net aan hoe meer word. Kan jy dink hoe hierdie stories sou versprei het? En 50 dae na Jesus se dood en almal hoor van hierdie, almal praat, hy het opgestaan, hy was hier, almal praat, dis 'n kultuur, dis wat hulle doen. Daar was nie selfone of magazines of nuusberigte, dit was hoe nuus versprei het. En so jy kan dink hoeveel mense sou hierdie jaar gekom het wat nie op ander jare sou gekom het vir Pentekost nie. Almal wou kom hoor. Wat het gebeur? So Jerusalem loop oor en dis mense van elke liewe land. Every world wat daai tyd bestaan, reg oor die bekende wêreld is hier in Jerusalem en dis die perfekte tyd. Dis die perfekte tyd vir die koms van die Gees. Maar hierdie keer gee God nie sy wet en sê werk harder nie. Hy gee nie van sy lys reëls en sê doen hierdie goed en wees beter mense sodat ek kan lief wees vir julle nie. Daai is die ou verbond, dit het nie gewerk nie. Hierdie keer gee hy die Gees. Hy gaan iets binne ons kom wakker maak en lewendig maak deur die Gees van God. Sodat ons nie reëls hoef te volg nie, ons wil dit volg. Daar gaan nuwe lewe in God se mense ingeblaas word en die wet gaan op hulle harte geskryf word. En so ons lees in vers 2. Hier kom hy. The sound of heaven like a violent rushing wind broke through and it filled the entire house where they were sitting. So as jy dan dink, daar begin hierdie gedreun klank van ver. Hulle hoor hierdie klank kom. Baie skielik van die hemel af. Ek dink amper aan soos 'n Boeing wat oor jou huis vlieg. Soos dis net hierdie klank wat dit neem als oor. Dis net om jou en jy kan amper nie hoor of praat met die persoon langs jou. Dis net hierdie geluid en hy's nog ver, maar hierdie geluid domineer alles. En terselfdertyd trek hierdie klank so ver, ons lees mense begin kom, almal kyk, wat gaan hier? Ek dink dit was selfs erger as net 'n vliegtuig wat oor die huis vlieg. Dit was hierdie harde geluid en soos wat mense kom en soos almal probeer kyk om te verstaan, soos wat hierdie gedreun, hierdie windagtige geluid bou en nader kom, word dit oorweldigend. Soveel so dit klink asof hierdie Boeing in die huis in gaan vasvlieg waar hulle sit.
En soos wat dit bou en bou, breek daar 'n wind deur die deur waar hulle sit, maak die kamer vol. Dis soos hierdie kragtige gewind. Jy kan amper dink hoe die wind hulle almal so teruggestoot het soos hulle daar sit. God breek deur, hy's daar in hulle midde, a mighty rushing wind. Jy voel die krag van die wind. Breek deur in hierdie kamer, hulle sit vol, stoot. En dan gebeur iets baie interessant. Vers 3, baie interessante vers. As jy hom soos 10 keer gaan lees, word hy meer en meer interessant. Want hoe meer jy dit lees, jy kry hierdie idee dat hierdie wind breek homself op. It's separated, breek homself op in verskillende stukkies. En gaan op elke disipel van Jesus. Sien jy dit? In vers 3. It divided amongst them in tongues of fire. En dis interessant nou net gelees van die 12 disipels. En Lukas kon maklik weer geskryf het oor die 12 oorspronklike disipels, maar dis nie wat daar staan nie. Almal wat daar was wat Jesus gevolg het. Ons weet nie presies hoeveel daar was nie, maar was ten minste 100 mense wat ernstig was oor om Jesus te volg. Insluitend die 12. En dit sê die Gees het homself verdeel op elke liewe een. Soos tongues of fire wat oor hulle kom rus het. En dan, kyk, alhoewel die apostels 'n baie spesiale en belangrike rol in Jesus se nuwe koninkryk speel, dis oplettend, ons moet dit sien, almal ontvang die Gees van God, nie net hulle nie. En om eerlik te wees, ek is nie 100% seker wat om met die idee te maak van tongues of fire nie. Ek julle jok nie. Ek kan vir julle al 10 verskillende opinies daaroor deel as julle regtig wil, maar ek weet nie eintlik waarom om te maak nie, maar wat duidelik is dat soos wat hierdie vuur oor hulle kom, nê? God se teenwoordigheid oor hulle kom, word daar 'n vuur binne hulle wakker gemaak wat nog nooit bestaan het voorheen nie. Dis geestelike ontploffing wat binne hulle plaasgevind het, soos 'n geestelike stok dinamiet wat Gees kom en rus op hulle en toe hy klaar is, toe bars daar iets uit hulle uit wat in meer as 15 verskillende tale begin praat het met almal wat begin kom het na hulle toe. 15 verskillende tale begin hulle wil net praat oor die almag en grootheid, all the mighty wonders of God. En van die greatest and mightiest wonders of God het plaasgevind nie net 50 dae voor hulle daar was nie. So ek kan jou beloof hulle het gepraat oor Jesus. En hulle het in 15 verskillende tale verduidelik hoe ongelooflik God is vir almal wat daar was. En op hierdie dag, in volgende week se preek, gaan ons sien hoe 3000 mense gered word. So ons kan dink wat 'n skare op skare sou vergader het om te kom sien wat gaan hier by hierdie disipels. En ons kan sien, hierdie was tale wat van hierdie mans wat hierdie tale gepraat het, hulle het nie eens geweet taal kon identifiseer af nie. Hy sou nie geweet het hy praat Zulu nie. Hy het net geweet. En die Gees het hom die krag gegee om tale te kan praat van ander lande wat hy nie eers nog ooit in sy lewe dalk gehoor het nie. En daar in ander tale beskryf hy van God. En dis die storie. Dis die koms van die Gees. Ek wil vinnig praat oor wat dit vir ons beteken. Bietjie stil staan hierso en dan die effek daarvan. So ons moet verstaan dat hierdie is dis 'n geskiedkundige, dis 'n event in kerkgeskiedenis, dit het gebeur. Hierdie was die dag toe die Gees God se mense gevul het. En hierdie is God se teenwoordigheid met sy die Gees van God, dit is God se Gees, dis die drie-enige God. Hy is 100% God. Dit is sy geestelike teenwoordigheid met ons, dis die Gees wat hierdie dag gekom het. Hy lewe in ons, met ons, intiem betrokke in ons lewens. Jesus het gesê hy gaan kom. Jesus was met sy disipels en hy het gesê die Gees gaan kom en gaan meer teenwoordig wees met julle as wat ek selfs is wat nou in julle midde sit. Hoekom? Hoe kan Jesus dit sê? Want die Gees gaan in jou kom lewe. Die Gees gaan in jou kom lewe. En omdat hierdie event is in kerkgeskiedenis, is dit nie iets wat homself moet herhaal noodwendig nie. Dit is nie iets wat homself moet herhaal nie. Die Gees is nou God se teen ons. Hy het daai dag gekom en hy is nou hier. Hy is nou hier. In elke gelowige.
Net soos Jesus teenwoordig was met sy disippels, ons as gelowiges ervaar Jesus met ons deur die Gees van God. Hierdie is nie 'n event, die rede hoekom ek dit so stel is, en ek wil spesifiek hê ons moet verstaan, dis nie iets wat elke jaar of maand of Sondag moet plaasvind nie. Dan verstaan ons nie mooi wat hier aangaan nie. Hierdie was 'n oomblik wat die res van die kerk altyd sou verander het. Dis nie nodig dat dit weer plaasvind nie. En dit beteken nie, daar's nie seisoene in die lewe van 'n kerk, waar ons nie meer of minder van die Gees beleef nie, dis waar. Daar's sekere tye waar die Here iets spesifieks wil doen met die kerk. En dan ervaar mense meer van die Gees en die krag van die Gees. Daar's ander tye waar dit dalk lyk asof ons minder van die Gees beleef, maar hy's nog aktief. Maar daar's dalk tye waar ons meer sien krag van die Gees. Wanneer hy stiller is, die Gees, dis baie relatief. Ek dink die Gees is altyd baie betrokke. Maar wanneer dit lyk asof hy stiller is en hy doen nie sulke wat ons nou sien hierdie, beteken dit nie ons het die Gees verloor nie. En nou moet ons weer 'n Pentecost type experience skep sodat ons weer vol kan wees van die Gees en weer kan. Dis nie wat dit beteken nie. Net omdat die Gees stiller is, beteken nie hy is nie aktief besig om in mense se lewens te werk nie. Wat ons leer deur die evangelie en deur God se woord is dat alle gelowiges wat hulle lewe in Jesus se hande geplaas het, hulle het almal 100% van die Gees, 100% van die tyd. Hulle het altyd 100% van die Gees, 100% van die tyd. Jesus se werk het dit verseker. As iemand sê jy moet iets doen om meer van die Gees te kry en jy verloor die Gees op 'n manier, wat hulle eintlik sê is Jesus se werk was nie goed genoeg nie. Dat Jesus se werk nie volledig oor jou hang en oor jou lewe en dat wanneer God jou sien hy nie die perfekte seun van God in jou nie. So verstaan dat al sien ons dalk minder van die Gees, hy's nog steeds besig in jou. Hy's nog steeds daar, hy's nog steeds aktief besig en ons kan tye verwag waar die Gees wonderlike goeders doen wat dalk buite die norm is. Ons kan dit verwag, maar net omdat ons dit nie sien nie, beteken dit nie is daar nie. Ekskuus, ek praat nou baie hieroor. Maar dit is belangrik. Dis moet nooit 'n kerk probeer evalueer of kerke probeer evalueer op die basis van hoe geestelik hulle is nie. Dis gevaarlik om dit te doen. Dis gevaarlik. Ons kan nie die aktiwiteit van die Gees gebruik dit dieselfde is as die evangelie nie. Dis gevaarlik om dit te doen. Want dan oordeel ons kerke gebaseer op wat ons sien met die oog af. Nie wat hulle glo in hulle harte nie. Jy weet ons almal doen dit. Ons almal werke, wow, het julle gesien, het julle daai profesie gehoor, het julle daai tale gehoor, hierdie kerk, jy sien hoe dans die mense, hoe spring die mense, hierdie kerk, dis 'n powerful kerk. Ons almal doen dit, ons praat so, ons dink so, maar wat ons doen is, ons gebruik die geestelike aktiwiteit wat ons met ons oë sien op die oppervlak, en ons veroordeel daai kerk, en sê, dit is die maatstaaf van of julle gesond is of nie gesond is nie. Dit is gevaarlik. Want die Bybel sê vir ons, daar's net een ding wat ons mag gebruik om die kerk nie veroordeel nie, maar om te oordeel. Staaf wat vir ons bepaal of 'n kerk gesond is of nie gesond is nie. Dit is, glo julle in Jesus, die seun van God se lewe en opstanding. Glo julle in die vergifnis van sondes. Glo julle regtig daarin. Is Jesus sentraal? Leef julle uit 'n evangelie wat vrugte dra? Is julle gehoorsaam aan alles? Jy weet, dis die sentraliteit van Jesus wat bepaal hoe gesond of ongesond 'n kerk is nie. Want is nog genoeg, Jesus sê self in Matteus 7, baie interessant. Jesus sê in Matteus 7, many will say to me, Jesus sê self, Lord, Lord, kom mense na Jesus toe, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name? And do many mighty works in your name? So hulle gebruik Jesus se naam selfs. En Jesus sê, and then I will declare to them that I never knew you. Dis 'n moeilike vers, ons moet worstel met daai vers, 'n belangrike vers. Dat mense al hierdie geestelike goed kan doen en hulle het erns verloor. Hulle het waaroor die hele Bybel gaan, die seun van God verhef en verhewe, dood gegaan vir my sondes, hulle het dit verloor. Erns in die midde daarvan. So ons moet baie versigtig wees om kerke te evalueer bloot op aktiwiteite. Ons kan net die kerk evalueer op hoe gebou of gegrond hulle is op die evangelie. En
om dit nog 'n stap verder te vat. As ons in meer detail kyk na die storie, as ons al hierdie goed verstaan wat ek nou gesê het, ek dink is belangrike waarhede wat ons moet verstaan soos wat ons na hierdie storie kyk. Maar dan kan ons dit nou 'n stapie verder vat en sien so as alles, maar wat beteken hierdie storie dan vir ons? So iets wat ons hierso sien in hierdie eerste stukkie in vers 1 tot 4 veral, wat die duidelikste hierso uitstaan, is die rol van die Gees in die kerk. Wat 'n spesifieke rol speel die Gees in die kerk? Dit is baie goed om te sê, ek kan nie al sê nie, maar ek kan uit God se woord uit hierdie met sekerheid sê. Wat ons sien in vers 1 tot 4 is hierdie. Ons drie-enige God gered. Hoe? Hoe het God ons gered? God die Vader het redding beplan. God die Vader het toe God die Seun gestuur en God die Seun het redding kom bewerkstellig. Hy het kruis toe gegaan, hy het dit gedoen. Dan sien ons in Handelinge 2 dat God die Gees is redemption applied. Hy pas die reddingswerk van Jesus toe in ons harte. Hy is die application van redding, die Heilige Gees. The Father planned redemption, the Son accomplished redemption, and the Spirit applies redemption. Wat beteken dit? Redemption applied, wat beteken dit? Dit beteken, sien julle hoe die Gees in Handelinge 1 tot 4, hoe die Gees iets vat van die realiteit van Jesus, en dit vat daai werk van Jesus, en dit maak iets wakker binne die disippels, dit maak iets wakker binne hulle, wat geslaap het. Tot op hierdie punt in die storie, ons lees dat die disippels nog nie heeltemal verstaan wat hulle moet doen of wees of hoe hulle moet, hulle is daar, maar hulle is onseker oor hulle self. Maar dan kom die Gees op hulle en skielik maak alles sin. Na die koms van die Gees drop die penny in hulle harte. Meer as dit. Daar word 'n vuur binne hulle wakker gemaak. Hoekom? Want die Gees het die radikale werk van Jesus gevat en skielik in hulle harte dit lewendig gemaak. Dis wat die Gees kom doen het. Hulle het verstaan wat Jesus gedoen het. Kyk, dis een ding om te verstaan wat die evangelie sê. Dis een ding om te kom verstaan wat die evangelie sê. Ons kan verstaan wat sê. Ons kan dit selfs tot 'n mate glo. Maar om dit te ervaar is iets heeltemal anders. Om te ervaar die liefde van Jesus wat jou volmaak ten spyte van jou sonde. Om te weet jy's 'n nuwe mens, jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Om te weet jy was in die donkerte en jy's nou in die lig en jy weet nie wat om jouself te doen nie. Daai vlam binne jou wat weet hierdie is waar en ek gaan my lewe gee vir hom. Daai is die krag van die Gees. En hy het hier gekom en dis hoekom wanneer jy gee vir die Here, wanneer jy jou lewe gee vir die Here, daai oomblik word jy ook volgemaak met die Gees. So elke gelowige wat sy hart gegee het vir die Here, wat oortuig is van hierdie waarhede, wat so oortuig is van die waarhede dat hulle gegee het om Jesus te volg as koning en redder, hulle is vol van die Gees gemaak. Sien hier gebeur. Gees vat Jesus se werk en dit maak dit real. Dit maak dit hy's regtig met ons. Ons ervaar iets tangible, iets verander ons. 'n Fout wat ons kan maak is dat ons kan dink as mense dat in ons natuur kan ons geestelike dinge verstaan. Maar ons kan nie in ons natuur geestelike waarhede verstaan nie. Dit is nie natuurlik vir ons nie. Ons is geestelik dood buite Jesus en ons is vleeslik. Ons lewe eintlik half vir hierdie wêreld. En so ons kort die Gees om binne ons kan maak sodat ons geestelike waarhede nie net kan verstaan nie, maar dit kan beleef en dit kan wil uitlewe met vlam en vuur en passie. En dis wat die Gees kom doen het. Hy het redding kom toepas. Hy het dit laat sin maak. En vir die eerste disippels. Hy kom in ons lewens en hy gee vir ons 'n intieme kennis oor Jesus se werk en wat dit vir ons beteken. Ek het 'n baie cool quote hierso wat dit half weer sê, maar ek dink dit sê dit baie goed. Sommige wat sê JP, John Piper, ekskuus. Dis fine. Hoor wat sê John Piper? John Piper sê, the flames on their heads had set fire to the knowledge of God, and into passion.
and the violence and loudness of the wind had drowned out all the puny voices of doubt and uncertainty. And so every remnant of timidity and hesitancy and weakness swallowed up in an experience of the greatness of God. And a tremendous boldness and courage and zeal was unleashed as they gave witness to the greatness of God. Dis Psalm. En dis wat ons sien hier gebeur. En so ek wil ons aanmoedig. Hoe voel jy oor God? Wat is jou ervaring van God? Voel jy ver van God af? Voel jy dalk, jy doen hierdie Christelike ding, jy sit net hier, en dis maar dit. Voel jy, dis rarig iets aan die buitekant van jou. Jou ervaring van Christendom is 'n baie 'n doen ding, dit is 'n buite my ding. Dis nie 'n werklike passie en liefde en 'n ervaring van redding nie. Ek wil jou uitnooi, as dit waar is, bid dat die Gees van God die radikale werk van Jesus sal kom lewendig maak vir jou. Bid dat hy jou sy liefde sal kom wys. Rarig sal kom wys. Bid dat die Gees jou sal kom volmaak. Bid dit. Dis wat hy kom doen. Bid dat jy sal oorloop van die Gees met 'n nuwe vuur binne jou en 'n oortuiging jou oor wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het. Moenie eers probeer lewe vir hom nie, moenie daar begin nie. Nee, begin hier by jou hart. En bid dat die Gees 'n vuur weer binne jou sal kom wakker maak. Daar's iets baie interessant wat ons ook hierso sien in Handelinge 2. Ons sien ook hier in die eerste paar verse dat reg deur die Ou Testament, lees ons oor die krag van God in die Ou Testament as 'n wind, okay? Toe Moses met God gewerk het, sy mense wind en vuur in Egipte, 'n pilaar van vuur. Ons sien dit oral in die Ou Testament. En elke keer wanneer ons dit sien, val mense neer in vrees en dit is baie duidelik dat daar 'n verskriklike skeiding God en die mens. Soveel so toe Moses wind en vuur en op die berg en donder weer slaan, toe sê die mense, ons is te bang om met God te gaan praat. Kan jy asseblief opgaan berg toe en namens ons met God praat? Ons is te bang om 'n voet op daai berg te sit. Daar was hierdie vrees vir God, hierdie skeiding tussen God en die mense. En wat dit beteken het is mense soos Moses moes individue wees wat tussen ons en God staan. Dit was nodig. Die mense kon nie self by die Here uitkom nie. Hulle het priesters nodig gehad, hulle het Moses nodig gehad, profete nodig gehad. Daar moes iemand tussen ons en God staan sodat ons by God kon uitkom. Of iemand gaan praat met God, hy's heilig, hy kan die ding doen en hy kom en gee vir my die woord van God, maar dis baie, okay? Ons sien dit in die Ou Testament. En hoe in die Bybel, daar's verse, ek het nie tyd om elke een vir julle te wys nie, maar julle kan gaan kyk. Daar's verse wat praat van hoe die Gees van God neergekom het op individue, profete, priesters, konings, Samuel, Dawid, Moses, Jesaja. Die Gees kom neer op hulle en gee vir hulle die vermoë om te kan praat namens God. Hulle ontvang die Gees en dan kan hulle unieke en spesifieke bekragtinge. Hulle is bekragtig vir spesifieke take. Hulle kan dit dan hulle kan dan namens God praat. Hulle kry unieke tot God deur die Gees van God wat hulle bekragtig en daai spesiale toegang tot God gee vir hulle die vermoë om God se mond te wees vir God se mense op verskillende tye. Dis wat ons sien in die Ou Testament, okay? En ons lees dat die Gees hulle verlaat. Die Gees verlaat hulle weer op sekere tye en sekere plekke is. En ek sê dit alles want wat ons sien in Handelinge 2 is nie dit nie. Wat ons sien in Handelinge 2 is, dis mind-blowing. Want wat ons sien is, hier in Handelinge is dit heeltemal anders. Na Jesus se kruisdood sien ons nie meer 'n skeiding tussen God en die mens nie. Die ding wat ons ver weghou van God is meer gedeel. It's done with. It is finished. Sonde is voorbetaal. Die dood is oorwin. God se teenwoordigheid kom weer in wind en vuur, Testament, maar nou kom rus dit op elke gelowige. Ons verstaan ons wat dit beteken. Die teenwoordigheid van God, ons is geskei van hom af, nie meer nie. Die teenwoordigheid van God breek nou deur en gaan rus elke liewe gelowige. Nie en hulle kon gepraat het oor net die 12, hulle het nie.
Hulle praat juis van op almal wat daar was. En dit verlaat hulle nooit weer nie. Vuur en wind. Deur vuur en wind kom maak God homself weer bekend. Maar nou nie net deur individue wat tussen ons en God moet staan nie, nee, nou deur elke gelowige. Deur elke gelowige. Dit beteken ons is bekragtig as God se disippels, as die kerk. Ons is bekragtig. Enige een van ons is bekragtig met God se teenwoordigheid in ons. Enige een kan namens God praat vir die gebroke wêreld. Ons kan nou, enige iemand kan nou God se mondstuk word vir die verlore wêreld. Enige iemand. Dis crazy. Ons almal het nou direkte toegang tot die teenwoordigheid van God, soos wat die Gees nou in ons kom lewe. Ons almal. Niemand het meer of minder van die Gees in die kerk nie. Daar's nie levels van Christendom nie. Dit is nie so, dis bollie daai. Is nie so nie. Die Gees woon in elke gelowige en niemand is nader aan God as jy nie. Nee. Nee, die Gees is in ons almal en kan namens God praat en ons doen op unieke maniere. Dis die gawes van die Gees. Dit lyk anders. Party mense het ander gawes van die Gees gekry. Ander gawes van die Gees gekry, maar ons almal is nou God se mondstuk aan die verlore wêreld. Ons almal is nou in Jesus se naam. Die openbaring wat die wêreld nodig het om te hoor van God, om te weet van God. Want dis wat die Gees kom doen. Dis hoe die kerk opgebou word. Dis hoe die uithoeke van die wêreld gaan hoor van wie Jesus is. Dis presies wat Petrus volgende week oor gaan praat. As jy dit wil gaan sien, kom volgende week. Hy gaan Joel chapter 2 verse 28 vir ons lees. In the last days, God declares, I will pour forth my spirit on all flesh. I will pour forth my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. Almal gaan kan doen wat profete gedoen het. Almal gaan 'n unieke krag kry by die Gees om hierdie ding te kan uitlewe. En so kom hoor meer volgende week daarin, maar aandiens, hierdie is wat ek hoor. As daar een ding is wat my getref het van hierdie stuk, is dit dat ons weer opnuut moet besef wat die krag is wat deur ons vloei. Ons moet opnuut besef wat die krag wat deur ons vloei, wat in ons lewe. Ons het 'n krag wat ons nie heeltemal verstaan nie. Ons het 'n krag en weet jy, ons lewe asof daar geen krag is nie. Ek dink dis eintlik die probleem. Ons lewe nie die Gees van God is nie. Ons lewe verby die Gees van God en my hart se punt is ek kan nie detail gee nie, ek kan nie spesifiek wees nie, maar hierdie ding weet ek, ons moet bid dat ons die Gees van God sal sien en waardeer, wie sal staat maak op sy krag. Dis wat ons net bid. Help ons, Heilige Gees, dis wat ons moet bid. Dat die Heilige Gees weer 'n realiteit sal word in ons kerk en in ons midde en in ons stad. En ons bid dat ons sal sien hoe dit wanneer hy werk. Daar's 'n amazing story van D.L. Moody wat John Piper quote en ek dink dis 'n mooi story, dis amazing. Dit praat van twee vrouens in sy kerk wat hier voorgesit het en hulle het gebid vir hulle pastoor. En hulle het so goed bid vir hulle pastoor dat hy gevul sal word met die Gees. En in daai tydperk toe brand Moody se kerk af. En Moody het self gesê, he felt like his ministry was becoming sounding brass with little power. So dit was met 'n hamer. Hy het gesê dis so hy dink sy bediening gaan. Is 'n hamer en 'n instrument. Na sy kerk afgebrand het, loop hy desperaat in die strate af. En hy vertel wat met hom gebeur het die aand. So lees saam maar, hier is D.L. Moody wat praat. Hy sê one day in New York, hy is desperaat. One day in New York, oh what a day. I cannot describe it. I seldom refer to it. It is almost too sacred an experience to name. I can say that God revealed himself to me, and I had such an experience of his love that I had to ask him to stay his hand. I went to preaching again. The sermons were not different. I did not present new truths, and yet hundreds were converted. I would not now be placed back where I was, that blessed experience, if you should give me all the world. Dis die krag van die. Hy kom en bring krag. Hy maak die verskil, nie ons nie. Hy stook die vuur weer binne ons.
Hy maak dit net moontlik. Hy maak dit net moontlik. Ons dink is onmoontlik, hy moontlik om werklik die Christelike lewe te kan uitlewe. En so daar is 'n geestelike glorie en 'n almag in die evangelie. Ek sê dit nou vir julle, daar's 'n geestelike glorie en almag in die evangelie wat net die Gees kan openbaar en in my hart. Net hy kan daai vuur binne ons wakker maak. So kom ons bid. Kom ons bid en vra hom om dit te doen. Kom ons bid en vra hom om dit te doen in ons midde, sodat ons 'n kerk kan wees wat regtig 'n lig kan wees, gebroke wêreld en gebroke Pretoria. As ons wil praat van poverty en sickness en blindness en captivity, julle het ons werk om te doen. Ons mense wat sukkel en worstel. Dis liefde om hulle te kan gaan bereik met die krag. Ek wil afsluit met my laaste punt en vinnig ietsie sê oor die effek van die Gees. Die effek van die Gees. Ons sien hoe hulle uitbars in allerlei verskillende tale. En die vraag is moet dit elke keer gebeur wanneer die Gees neerkom? Een of ander vorm van tale? Nee, glad nie. Ons sien menigte kere van hierdie punt af hoe disippels, ons gaan lees, die disippels is weer volgemaak met die Gees. Ons gaan daai woorde lees. Ons lees in Handelinge 4, die huis skud en hulle loop weer oor van die Gees en dan is daar nie tale dan nie. En die punt is, Gees werk op misterieuse maniere van die Gees gaan wees elke liewe keer nie. Hy werk in stil, klein gesprekke of in wonderlike stories van almag en wonder, maar hy werk. En ek kan nie vir jou presies sê hoe dit gaan lyk nie, dit is 'n misterie. Die Gees is onvoorspelbaar, die wind. Jy sien sy effek, maar jy weet nie hoe of waar of wanneer nie, maar hy werk. En hy gaan jou lei. En hy gaan deur jou werk. Vra hom net, wanneer jy in enige oomblik geïntimideer doen, vra, Heilige Gees, lei my net nou, ek weet nie wat om te sê of om te doen nie. Doen dit. Dis 'n great praktiese gebed wat jy kan bid as 'n gelowige om meer staat te maak op die krag van die Gees. Hy gaan jou lei. Maar dis in die natuur dat ons nie altyd gaan verstaan hoe hy is onvoorspelbaar, maar hierdie is die effek wat ek wel wil hê ons moet sien in die laaste punt. 100% van die kere waar die Gees werk, is hierdie wat die Gees doen. Hierdie is die effek van die Gees. Mense kom tot geloof. Mense word gered. Maak jy saak hoe geestelik enige omgewing is wat jy aan kan dink in jou lewe nie, as mense nie tot 'n reddende geloof kom in Jesus nie, het die Gees nie gewerk nie. Wanneer ook al hoe ook al hy werk, hy bring mense om die waarheid en wonderlikheid en glorie van Jesus se werk op die kruis te sien. Ek het met Peru gepraat die naweek en hy het 'n amazing storie met my gedeel. So ek die van julle wat nie ken vir Peru nie, hy werk nou in Barberton vir 'n rukkie, hy kom weer terug. Oulik oukie, julle is hom ontmoet as hy terugkom. Maar ek praat met Peru oor die teks wat ek preek en hy sê ja, yes, hy was op hierdie mission trip en hulle kom aan by hierdie ou en dis 'n wat bossies Zulu en Engels kan praat. En hulle sien van ver af hy praat met 'n ou, hulle is ergens in die boondoes, man. Ergens ver hier in Suid-Afrika waar hom min goed aangaan. En hulle is daar op 'n bietjie van 'n mission trip om net daar kerke te gaan opbou en vertel van Jesus. En hulle kom by hierdie toergids aan, hierdie ou wat Zulu en Engels kan praat. En hulle sien hy praat met soos 'n boeragtige tipe mens. Ons weet hoe lyk 'n boeragtige tipe mens, kakie broekie, julle weet. Hy praat met hierdie Afrikaans tipe ou en van ver af sien hulle hoe chat hy en nader en hulle hoor hierdie ou praat Afrikaans. Vlot Afrikaans. Soos wat hy aan hierdie man verduidelik wie Jesus is. En hulle sien toe hy praat met die man oor Jesus en hulle los hom toe, hulle gee 'n oomblik en hulle ontmoet hom toe vir die eers. Ek weet nie wat sy naam was nie, dalk sê hy Greg, maar hulle praat toe al hoor hoe praat hy in Afrikaans. Hier's Greg, hoe gaan met jou, chom? En hy sê, "Wow, ek kan nie Afrikaans praat nie." En hulle sê, "Dude, die hele groep, dude, hoe praat jy Afrikaans met daai ou?" Hy sê, "Nee man, ek het Engels gepraat." "Nee, jy het Afrikaans gepraat." Hy het letterlik die naweek my daai storie vertel. En dis die punt. Die punt is net die Gees gaan werk as ons bid dat hy ons lei. Hy gaan goed doen wat ons nie verstaan nie en hy gaan deurbreek en wonderlike dinge kom doen om die koninkryk van God te bou, maar die punt is altyd hy werk wanneer hy mense wil wys wie Jesus is. En dis universeel. Dis wat ek wil hê ons moet sien. Daar's verskillende tale wat hier gepraat word. 15. Christendom is universeel. Dis nie een mens se geloof nie. Dis nie 'n westerse geloof nie. Dis nie 'n white man's religion nie. Dit behoort nie aan een groep mense nie. Behoort aan almal. Want dit kom van God mens af nie.
Niemand besit Christendom nie. Niemand besit Christendom nie. Dis universeel, dis vir almal, en toe hierdie 15 tale, die dag toe die Gees die eerste keer gekom het, toe die tale gaan, toe maak God die punt bak. Moenie hierdie vir jouself hou nie. Moenie hierdie vir jouself, moenie jou ervaring van Jesus vir jouself hou nie. Begin net hier, gaan vertel net ander mense jou storie oor hoe God met jou begin werk. Vertel net daai storie. Want dit is die evangelie. Hoe God jou gered het, is jou getuienis. Dis al wat Jesus wil hê ons moet wees, is getuienisse van wat hy met ons gedoen het. En hy dit vir onsself hou nie. Dis die punt van die 15 tale. Die dag toe die Gees gekom het, toe kom dit nie om hulle lewens beter te maak nie. Dit het dadelik gekom. In 15 verskillende tale, so 3000 mense op daai dag gered kan word. Dis die effek. Die Heilige Gees betrokke is, breek die evangelie deur, nie net in ons harte nie, maar in almal se harte wat betrokke is. Kom ons bid saam. Liefie, kom na U toe in jou naam, in die naam van Jesus. U het namens ons op die kruis gehang en alles is weggewas wat tussen ons en God gestaan het. En so lieve Jesus, kom en maak weer die vuur binne ons wakker deur die krag van die Gees. Ja, ons hoor die evangelie elke week. Ja, ons verstaan dalk self die evangelie, maar lieve Jesus, ons bid, kom maak daai vuur binne ons wakker deur die krag. Kom maak ons weer vol van die Gees, dat gaan uitlewe dit wat vir ons geroep het, hierdie mission. Kom doen daai werk in almal wat vandag hierdie preek gehoor het, in almal van ons. Kom doen daai werk. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.